Die volgende gedeelte is in Handelinge 10 en dit is natuurlik daardie gedeelte waar Kornelius 'n bepaalde behoefte in sy gebedslewe aan God bekend maak. En nou wil ek net hê julle moet daarop let hoe wonderlik is die Here nie, dat in Petrus se gebedslewe maak die Here aan hom iets bekend. Die behoefte van Kornelius word uiteindelik beantwoord deur Petrus. En hoe die Here Petrus verander en sy hele denkwyse verander om uiteindelik na Kornelius te gaan om dit in sy behoefte te beantwoord. Ons lees daarvan op vers 1. In Caesarea was daar 'n man met die naam van Kornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godsvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Eenmiddag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelike engel van God na hom sien kom, wat na hom roep, Kornelius. Kornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen. Let wel daarop, God het gelet op jou gebede en wat jy vir die armes doen. God kyk altyd na ons gebede in relasie tot ons lewe. Dis 'n refleksie van wie ek en jy is. En dis hoekom eerlikheid en opregtheid in ons gebedslewe so belangrik is. Jy kan nie aan die Here dinge voorhou wat nie waar is nie. Ons vind dat hy sê vir Kornelius, ek ken jou lewe, ek ken jou liefde, en daarom let ek ook op jou gebedslewe. Hy sê hierso vir hom dat, stuur nou dadelik mense na Joppe toe, en laat daar 'n sekere Simeon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simeon, 'n leerlooier, wat by die see woon. En nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Kornelius 2 van sy huisbediendes en 1 van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het vir hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12 uur die middag, toe hulle nog op pad en op reis was naby die dorp, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. En weer eens, hier gaan Petrus nou bid en kyk wat gebeur nou. Hy het later honger geword en wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaar gemaak het, het hy in geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien soos iets met 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word en hy het sien afkom grond toe. Daarin was al die 4-voetige en kruipende diere van die hemel, van die aarde en al die wilde voëls. Hy het gehoor hoe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Terwyl Petrus nog wonder oor wat die betekenis van die gesig is wat hy gesien het, kom die mans wat deur Kornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simeon en doen toe navraag oor Simeon wat ook Petrus genoem word. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom, daar is die 3 mans wat jou soek. Kom gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. En hier gaan Petrus uiteindelik en hy gaan beantwoord in die behoefte wat Kornelius gehad het. Die beginsel is dat ons gebedslewe verander ons. In gebed kan ons behoeftes aan die Here bekend maak, maar in ons gebede word ook ander mense se behoeftes aan ons bekend gemaak deur die Heilige Gees. En dit is hoe wonderlik die Here ons interafhanklik maak in ons gebedslewe as gelowiges van mekaar. As ons met ander woorde nie bid nie, dan is dit 'n geval van dat hierdie onderlinge kommunikasie van God se Gees met ons as gelowiges dan nie is wat dit behoort te wees nie. Dis nie dat die Here nie sonder dit iets kan doen nie, maar kan ons begin verstaan wat die waarde daarvan is, dat die Here gelowiges by mekaar betrokke maak deur hulle gebedslewe. En ek wil hoop en vertrou dat jy ook nou as jy bid, dat jy altyd oop sal wees oor wat die Here wil hê jy moet vir hom doen, vir ander medegelowiges.
maar dat jy natuurlik die vrymoedigheid sal hê om te sê, Here, ek het so behoefte aan dit of dat, en dat jy die Here daarmee ook kan vertrou.